Verskoon vanoggend as my spoed so bietjie stadiger is as gewoonweg. Ek het net een hand. Beauty, I can't go fast, I've only got one hand. So just remember. Okay, julle, ons is besig met hierdie reeks, die verhouding. Maar ons het hieroor gepraat, en ek wil julle net terugvat, so 2 weke. 2 lesse terug altyd, as ek so kan sê, 2 weke nie. Want ons was besig met die wonderlike vergifnisreeks, nee. Dit was nogal iets awesome. Maar ons is besig met hierdie verhouding met God. Nou, om 'n verhouding met God te hê, moet jy eerstens weet, wat is 'n verhouding? Jy moet verstaan, dit is 'n verhouding, sodat jy die verhouding kan toepas. Dan moet jy weet, wat is liefde? Weet, ek kan sê, ouens, ek het julle elkeen lief. Maar is dit die liefde wat God vir my het? Is dit dieselfde liefde wat ek vir julle gee? Nee, dit is nie. So ons moet verstaan, wat is liefde? So ons het gekyk na die 4 tipes liefdes. Kan julle nou onthou? Eros liefde, agape liefde, wat was die ander 2? Philia liefde, wat was die ander 1? Storge liefde. Onthou julle? Nee. Okay, die Eros liefde was die romantiese liefde. Dit was die liefde wat ek het vir my vrou. Ek het nie daai liefde vir julle nie. Ek het dit vir my vrou. Dit is so 'n romantiese gevoel. Dis 'n romantiese liefde. Dis iets wat my opgewonde maak as ek na haar kyk. As ek met haar praat. As ek langs haar lê. Dis daai tipe liefde. Dan kry jy die storge liefde. Dis 'n familieliefde. Dis ook nie 'n liefde wat ek vir julle het. Dis 'n liefde wat ek het vir my broer en my suster en my ma en my pa. Dis daai tipe liefde. Dan het jy die philia liefde. Dis wat ek vir julle het. Die vriendskaplike liefde. Sê ek het jou philia lief, ken jy. Maar dis 'n vriendskaplike liefde. Dan het jy die agape liefde. Dis die liefde wat opofferend is. Want nou ons het daaroor gepraat en gesê, baie het hulle hande opgesteek en sê ek het die persoon langs my lief. Vra, is jy bereid om te sterf vir die persoon langs my? Dis agape liefde. Dis die liefde wat ons nie verstaan nie. Dis iets bonatuurlik. Dis die liefde wat God vir my het. Julle met my. Ons het gekyk na wat dit is om 'n verhouding met God te hê. Kan julle daaraan dink? Ons het gekyk na die 10 vergelykings. Die pottebakker, die klei. Onthou julle daai? Ons het gekyk na 10 tipes. O, wel die Here, ek verloor vanoggend asof jy nie hier was nie. Ons het gekyk na die wingerd en die loot en die pottebakker, die klei, die herder en die skape. Dit was die vergelykings met die tipe verhoudings. En dit was die belangrikheid om daai verhouding te verstaan. Ons het gekyk na hoe jy in diepe verhouding met God kan kom. En hoe kan jy in diepe verhouding met God kom? Slegs deur tyd deur te bring in gebed, deur te bid. Dis 1. Tweede een, om tyd deur te bring in die woord te lees, die woord te verstaan en dan te bely. Ons wil nie daai derde deel doen nie. Eintlik wil ons nie een van hulle doen nie. Ons wil 'n 5 minute gebedjie opsê. Dan wil ons vanoggend 'n versie lees wat vir ons aangestuur is en ons wil nie bely nie. Want ons voel ons het klaar God teleurgestel, so ons wil dit nie weer herhaal en daai gedagtes opbring nie. So dan sê ons nee, kom ons los dit. Ek sal vergeet daarvan, God sal ook vergeet daarvan. Nee. So die volgende paar weke gaan ons kyk na die res van die sleutels. Ons het gekyk na wat is liefde, ons het gekyk na wat is 'n verhouding. So ons gaan nou kyk na wie is God. En ons wil tyd spandeer by God, maar ons weet nie eintlik regtig wie God is nie. Ons gaan kyk wie is Jesus Christus, volgens die woord. Ons gaan kyk wie is die Heilige Gees, volgens die woord. En dan gaan ons alles saamvat om te sê, dit is hoe jy in verhouding met God is. Is maklik om te sê, ek is in 'n verhouding met God, maar as jy nie hierdie fasette verstaan nie, dan gaan jy nie in verhouding met God. Jy gaan dalk dink, jy is in verhouding met God, maar jy is nie. Dis 'n eensydige verhouding. En dis nie 'n verhouding nie, want ons kyk na 'n verhouding is iets wat tussen 2 mense gebeur. Okay. So vanoggend het ek vir julle goeie nuus. Wil julle die goeie nuus hoor? Ja. Staan gaan almal. Ek wil 'n goeie nuus gee. Just stand. I want to give you good news. Just stand around.
Turn around and look to the wall. Jesaja 61 vers 1. Want die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening uit die gevangenis. Is dit nie goeie nuus nie? Nee. As jy vanmôre 'n verslawing het, weet die Here gaan jou losmaak. As jy vanmôre 'n drankprobleem het en jy kan nie daai biertjie neersit nie, die Here kan jou verlos. As jy vanoggend 'n probleempie het met pornografie, die Here gaan jou verlos. As jy vanmôre 'n nikotienprobleempie het en jy kan nie die sigaretjie neersit nie, die Here kan jou verlos. Amen. Amen. Dis die goeie nuus. Môre. Nou wil ek vir julle sê, my vrou sê altyd vir my, het jy nie al hieroor gepreek? Dit klink dan so bekend. Julle herhaal julleself die hele tyd. Yes, julle preek dieselfde ding oor en oor en oor. Ek sê altyd vir haar, jy moet jouself die vraag afvra, hoekom? Dis seker omdat julle nie luister nie. Dis hoekom ons dit oor en oor en oor preek. Maar wat 'n belangrike deel is, gaan kyk na Paulus en sy brief aan die Korintiërs. Hy het homself baie herhaal. Hy het baie keer oor dieselfde onderwerp gepraat. So dis belangrik om baie, ken jy dis prayer time, hè? Is belangrik om daai faset te kan verstaan. Dat dit, al is die boodskap dalk dieselfde, die krits van die boodskap, maar hoe die woord uitkom, gaan dit dieselfde wees. Hoe die persoon wat aanlyn is die woord ontvang, hoe jy die woord ontvang, is nie dieselfde nie. So vanmôre is my vraag vir jou, hoe is jou hart vanmôre? Is jou hart vanmôre oop en gereed om hierdie woord te ontvang? Of is jy net hier omdat jou man gesê het jy moet hier wees? Of is jy net hier omdat jou vrou gesê het jy moet hier wees? Is jy regtig hier vanoggend omdat jy iets nuuts soek, omdat jy wil sien hoe God se grootheid jou lewe kan verander? So om te weet wie God is die belangrikste om God se karakter te verstaan. You need to understand God's character first before you can understand who God is. Die Bybel beskryf dit so. Hy is regverdig. Hy is barmhartig. Hy is liefdevol. Hy is heilig. Hy is die ewige almagtige skepper van alles. En bo alles die verlosser van mense wat geopenbaar word deur Jesus Christus. So ons almal het 'n verskillende persepsie van wie God is. Baie mense sê God is hierdie kwaai God. He is an angry God. He stands with a sjambok ready to whip you every time you do something wrong. Anders sê hulle weer, die God wat ek dien is 'n liefdevolle God. It's a license to sin. God sal verstaan. God het my lief. Maar God is dieselfde, onveranderd, van die begin van tyd tot nou toe. Ek gaan nie vir jou ken nie, omdat jy ken nie is anders te hanteer nie, as wat hy my hanteer. Ek is nie 'n wit broodjie nie. Daar is nie 'n ding soos 'n wit broodjie nie. Ons almal is God se wit broodjies. Maar ons moet verstaan wie God is. Jy kan nie net na God verwys as die ou man daarbo nie. En mense doen dit. Sê nee, die ou man daarbo is my verstaan. Ek maak nie saak hoe jy dit bedoel nie. Dit is nie reg nie. Jy verwys na God, die skepper van die heelal, die een wat jou volgende asem beheer. Soos jy vanoggend hier sit, kan jy nie jou volgende asem beheer nie. Dit word beheer deur God. Jy weet nie asof jy gaan uitstap vanoggend nie. Jy mag dalk dood neerval terwyl ek preek, en mag jy gereed wees om hier moet te gaan dan, in Jesus naam. So jy moet verstaan wie God is. So om te wonder wie God is, hang af hoe jy leef. So om te weet wie God is, moet jy jouself afvra, hoe leef ek? Hoe bid ek? Hoe lees ek my woord? Nooit vergeet nie, ons is hierin geleer in
Wat noem jy die wat noem jy 'n klein kerkie van die kindertjies toe gaan? Wat? Sondagskool. Ons het hierdie geleer. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Ons het dit nog al so gemaak met ons hande oop. En ek sal nooit vergeet en ek het nooit die woorde verstaan, die konsep verstaan van lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei nie. Totdat ek my hart vir die Here gegee het en ek verstaan die belangrikheid van wat dit is om tyd te spandeer in hierdie woord. Die belangrikheid van gebed. Die belangrikheid om te groei. Ek wil jou vanmôre vra, soos jy hier sit, as jy jouself vandag kyk, die 28ste Junie 2026, waar was jy die 28ste Junie 2025? En as jy op dieselfde plek is, wil ek jou vanmôre sê, broer en suster, jy is in gevaar. Want dit beteken jy stagneer. Dit beteken jy groei nie. En ek wil jou vanmôre bemoedig, jy moet groei. Al groei jy net 1 sentimeter elke jaar, solank jy net groei. Niemand verwag van jou om Petrus te wees as jy jou hart vir die Here gegee het onmiddellik nie. Jy gaan nie, kan nie. Dis 'n heiligmakingsproses. Maar jy moet bereid wees om te kan verander. En hoe gaan jy verander? Slegs deur die woord van God. Jy gaan nie, ek kan jou bepreek, ek kan jou besalf, ek kan jou bebid. As jy nie wil verander nie, gaan jy nie verander nie. Al wat jy gaan verander is die woord van God. So ons skriflesing vanoggend kom uit Kolossense 1 vanaf vers 15. Julle kan, die van julle wat julle Bybels het, en ek glo almal het julle Bybels, julle kan daar deel gaan na 1 Kolossense 1 vanaf vers 15. Leon is my stopper. Leon sê altyd vir my, jy gaan te vinnig, jy is haastig, ek raak baie keer so 'n bietjie opgewonde, en dan raak ek weggevat, en dan babbel ek net. En dan dink ek almal verstaan, maar hulle hoor my nie, want ek praat te vinnig. Ok, die Bybel beskryf dit so, hy is die beeld van die onsienlike God, dis Jesus, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Daar's vir jou 'n inleiding van wie God is. En as dit nie vir jou sê hoe groot en almagtig God is nie, gaan niks vir jou sê hoe groot en almagtig God is. Die skepper van alles, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Ons gaan aan, vers 17. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. So die hele universe, soos die Engelsman sou sê, is in God se hand. En as hy besluit om dit nou te stop, dan stop hy dit. Jy is vanmôre in God se hand. As God vanmôre besluit om jou te stop, is jy gestop. En daar is niks wat God sy mind laat sal verander. Verstaan julle ouens die grootheid van God? Vers 18. En hy is die hoof van die liggaam. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Dis Jesus. Want dit het die Vader behaag om in hom die ganse volheid sou woon en hy deur hom alles met homself sou versoen nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. En ek sê vir hom, die dinge bo op die aarde sowel as die dinge in die hemele. So, ons het nou beskrywing gekry van wie God is en God se almagtigheid. Gaan gou terugtaal vir my na Exodus toe. Dis nou mooi daar aan die voorkant van julle Bybels. Ek weet julle weet dit. Exodus 3. Ons kyk 'n bietjie na die storie van Moses en die brandende vuur. Nou kan jy jouself voorstel, jy staan hier en nuwe skielik is daar 'n brandende bos. En die bos brand nie uit nie.
En soos Moses ook gaan, Moses is beskierig, want hy wil gaan kyk wat gebeur in die brandende bos. Maar kom ons gaan lees. Daar lees ons vanaf vers 13 af. Hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. I am what I am. Ek sal nog gedink dit is bietjie sarkasties. So ek gedink. Maar Moses het vrees vir God gehad. Hy het geweet. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. As iemand vir jou sê, ons almal dien dieselfde geloof, sê jy nee, want ons dien die God van Abraham, Isak en Jakob. Ons dien nie enige God nie, ons dien die God, die enigste God, die God van Abraham, Isak en Jakob. 'n ding wat vir my hierso uitstaan is, stel net vir jouself voor, Moses staan by daai vuur. Is 'n brandende vuur, stel jouself voor die krag, die energie, die vlamme. Stel jouself voor, jy sien hierdie bos, en jy sien dit gebeur, en dan kom Moses, dan stap hy bietjie na, dan sê, kom ek kyk, wat hier aangaan. Dan sê God vir hom, Moses, trek uit jou skoene, want jy staan nou op heilige grond. En kerke tot vandag toe, kerk wat ek vandaan kom, hulle doen dit tot vandag toe. As jy by die kerk instap, dan trek jy jou skoene uit, want die kerk is heilig grond. It's a holy place where you are walking. So you cannot go outside, walk in the dog's poo, walk in someone's spit, and then bring that into the holy place. Jy kan nie. So ons is geleer dit, van kleins af, dat as jy in 'n kerk instap, is 'n heilige plek. Trek uit jou skoene. En Eksodus 3 is die heel eerste aksie van Moses, dat hy sy skoene moet uittrek. So wat beteken heiligheid? Ons het heilig hier in man, maar ek het so gesmaal van oor tot oor, want ek het geweet is in my woord, en dit is vir my so bevestiging, om te kan sê, jy weet, daar sit, dit is waaroor ek preek, en prys die Here dat ons daaroor praat nou, want it's confirmation. So wat is heiligheid? Heiligheid beteken om afgesonder te wees. Afgesonder vir God. So God is heilig, God is afgesonder. So van ons word verwag om ook heilig te wees. Daar word van ons verwag om afgesonder te wees vir God. Dit beteken jy moet jou lewe totaal toewy aan God. Moet jy werk? Jy moet werk. Moet jy 'n salaris verdien? Jy moet 'n salaris verdien. Maar bo en behalwe dit, moet jy God eerste plaas. So jy kan nie jou werk eerste kies nie. Jy moet God eerste kies. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal bygevoeg word. Maar ons moet werk. Ons moet eet. Ons moet lewe. So moenie jou werk afskeep. Die Bybel sê as jy werk asof jy vir God werk. Doen ons dit by ons werksplekke? Die wat werk? Werk asof jy vir God werk. Nie vir die regering nie, nie vir jou baas nie, jy werk asof jy vir God werk. Jesus se gebed leer ons in Matteus 6:9 sê, Onse Vader wat in die hemel is, heilig is U naam. Heilig. So ons moet besef dat God is heilig. Hy is nie 'n speelmaatjie nie, dis nie iets wat ons net kan verwys na as my pappa of iets disrespectful. Hy is jou pa. Hy is jou Abba Vader. Ons het gepraat oor die Abba Vader vir die wat die vorige keer was. Waar dink julle kom die woord Abba Vader vandaan? Dis juist daai, as jy kan dink, as jy daai klein kind vat, Nikkie, en jy gooi haar op jou rug, dan Abba jy haar. En dis wat God sê, kom klim op my.
Ek wil jou pa wees. Ek wil jou dra. Ek wil jou laste dra. Ek wil alles vir jou doen. Maar jy moet God vrees. Jy kan nie God jou maatjie maak. En dis die probleem met mense. Hulle probeer God op ons vlak bring. Jy kan nie. Jy kan net nie dit doen. 1 Petrus 1 vers 16 sê, be holy because I am holy. Dis wat die woord van God sê. So, van ons word verwag om heilig te wees. Daar waar jy in jou werksplek is, daar waar jy in die winkelsentrum is, daar waar jy in die kar ry waar niemand jou kan sien nie, daar waar jy loop waar niemand jou kan sien nie, wees heilig. Want God is heilig. Ons sien jou dalk nie, God sien jou. Eksodus 3 vers 6, onmiddellik nadat hy sy heiligheid aan Moses in die brandende bos verklaar het, identifiseer God homself as die God van Abraham, Isak en Jakob. So ek wil dit nou mooi stel. Nee, wat ek het stel. It's a God of association, as ek het so kan stel. Want deur die Ou Testament het hulle geweet dat God het hulle vrygemaak. God het hulle verlos, God het aan hulle voorsien. God het vir Abraham gesê, ek gaan jou 'n vader maak van baie nasies. So hulle het geweet, hulle het altyd hierdie stories gehoor. En dis hoekom hy sê, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Sodat hulle kan weet wie hy is. So God kies om sy karakter aan Moses bekend te maak deur homself te assosieer met sekere mense. Soos God hom assosieer met sekere mense, is dit ook vir ons belangrik om onsself te assosieer met sekere mense. Onthou, ons het daardie dag oor gepraat en ek het nogal diep gedink oor. Jy is 'n verteenwoordiger van God. Toe jy gedoop was, jy het uit daai doopbad uitgekom. Is jou lewe nie meer jou lewe nie. Amen? Amen. Jy behoort nou aan Christus Jesus. So, jy kan nie meer jou eie besluit maak. Jy het 'n ander baadjie gekry. Of ek nie 'n baadjie gebruik nie. Jy het 'n ander hemp gekry. Met 'n logo op wat sê Jesus. Dit is wie jy is. En dit is wie jy verteenwoordig. So as ek werk vir Transnet, moet ek Transnet verteenwoordig in 'n respekvolle manier. Daar waar ek beweeg, daar moet ek hulle reëls, hulle regulasies nakom. Selfs hierso. Jy word verwag om te leef volgens die woord. Kan jy jouself 100% verteenwoordig by jou werk? Ons sukkel baie keer. Want jy raak kwaad, jy raak emosioneel. En dit hou nie by die maatskappy se reëls en regulasies nie. En dan vind jy jouself in 'n hearing, dan kry jy miskien net 3 maande waarskuwing of wat ook al die keuse by wees. Maar dieselfde is hier. Jy moet God se reëls volg. En as jy sy reëls volg, gaan jy partykeer val, maar God sê, kom na my toe en bely. Hoe awesome is hierdie God nie? Hy het ons nie geskape sodat ons moet pak slaag kry die hele tyd en die vuuroond vir ons warm gemaak omdat almal soheen toe gaan nie. Nee, sê ek het julle kom loskoop. Ek het my seun gestuur om in julle plek al julle sonde op te neem. Nou moet julle streef na heilig maak. Nou, daar is 5 kernpunte van God se karakter. Ek kom nou net so hier so by goedjies reg kry so. Ek hou daarvan om te illustreer. Partykeer praat jy en dan hoor mense jou maar dink jy. En ek praat vanoggend met Carla in die bidkamer. Ek het eendag 'n preek gedoen oor one more year. Wie was hier? Net Carla. Nog net 1 jaar hier. Daar's 'n 2. Nog net 1 jaar hier. 3. En ek het 'n illustrasie gehad van 'n boom. En ek het gesnoei om daai boom, soos ek gepreek het. Want dis wat die woord vir ons sê. En Carla sê, sal nooit daai preek vergeet nie. En sal onthou die boom. So ek hoop vanmôre dat julle ook hierdie illustrasie sal hou. Die eerste een is, God is liefde. So ek kan vanmôre op die negatiewe dinge fokus en ek kan vir jou sê hoe kwaad God kan wees, hoe warm die vuuroond kan wees, want dis wat mense sien as hulle na God kyk. Hulle sien hierdie God wat hulle wil slak met 'n sambok die hele tyd. Ek wil nie vir jou vanmôre begin nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is liefde.
Nou kyk julle, nou sien julle daai potjie sand daarvoor, nou wonder julle seker waaroor gaan daai potjie sand. 1 Johannes 4 vers 8 sê, wie nie lief het nie, het God nie leer ken. So as jy vanmôre sukkel om lief te hê, dan moet jy regtig vra, is ek regtig wedergebore? If you cannot love, do you really know God? Want God is liefde. Dis wat die woord sê. Die heel belangrikste ding wat jy oor God se liefde moet weet, is dat dit is 'n liefde. Die liefde is wie God is. Die liefde is wie God is. Nou ons verstaan liefde op 'n ander manier. Psalm 139 vers 17 sê, en dis waar hierdie vanmôre inkom. Ek gaan hom daar sit. En vir die wat jy kan sien hier, dis 'n pot vol sand. As ek nou hierdie pot sand vir Kenny gee, en ons maak dit oop, en ek gooi dit hier op die tafel uit, en ek sê vir Kenny, tel vir my elke sandkorreltjie in hierdie botteltjie. Dink ek Kenny gaan vir die hele week lank besig wees, as hy nie slaap nie. Psalm 139 vers 17 herinner ons dat God se gedagtes is vir ons meer as al die sand in die see. Ouens, weet julle hoe baie sand in die see? Weet julle hoe baie sand is hier? Jy gaan sukkel om hierdie te tel. Maar die woord sê vir ons, God se gedagtes is vir ons, is meer as al die sand in die see. So elke keer wat jy jou oë oopmaak, al slaap jy, glo ek, dink God aan jou. Sy gedagtes aangaande jou, hy wil die hele tyd elke begeerte wat jy wil hê, elke behoefte wat jy nodig het, God is met jou. Die sand kan ons dan vergelyk as iets wat so groot is, wat so baie is, dat dit ontelbaar is. Dis ontelbaar. As jy sê, hierdie bietjie sand is ontelbaar, glo ek, want dit gaan jou leeftyd vat om te tel. So dink al die sand in die see, hoe ontelbaar is dit? So dis iets wat uithou vermoë. Die see spoel rond dag na dag. Hy lê in die son, hy bak, hy's in die reën, hy uithou vermoë. Sand. Dis iets wat onvernietigbaar is. Die sand is miljoene jare. Ek weet nie hoe oud is die sand, maar dis miljoene en miljoene jare se sand. Dis God se liefde vir jou. En ek wil hê jy moet kyk na hierdie en jy moet dit kan verstaan so, dat dit is hoe lief God jou het. Jy kan al die sand in die see vat en bymekaar sit, God het jou nog steeds meer lief as dit. Verstaan julle die diepte daai? Dit beteken God se liefde vir jou is nie net liefde nie, maar dis groot, dis onbeskryfbaar en dis onvernietigbaar. Niks kan jou skei van die liefde van God. Is dit nie vir jou 'n opbouende woord vanmôre, iets wat jy kan saamvat en sê, maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wat jy sê nie, maak nie saak wat jy dink nie, niks kan jou skei van God se liefde nie, behalwe as jy besluit en sê ek verwerp jou totaal. Maar glo, God sê jou nog steeds lief. Want ons verwerp, ons het God verwerp. So God sê jou nog steeds lief. So alles hierdie wat ek nou genoem het, dit word gedoen uit 'n hart van liefde. So God se liefde het dimensies. Ons het altyd gesing daarvan. Sy liefde het 'n lengte, 'n breedte, 'n hoogte en 'n diepte. Nou kan jy vir jouself dink, die hoogte, die diepte wat ons nie eens weet nie. Die lengte van links na regs en die breedte van voor tot agter. Dis sy liefde vir jou. So ver as wat die oog kan sien, is sy liefde vir jou. En ek wil hê jy moet dit 'n persoonlike ding maak. Jy moet kan sê, Kenny, it's for me. God het my so lief. Daar's nie 'n diepte, 'n hoogte, 'n lengte, 'n breedte, niks wat my kan skei van God se liefde. Die liefde is dat 'n liefde is wat gee.
So God se liefde is nie 'n liefde wat sê, kom ek sê ek het jou lief sodat ek vir jou, so jy moet iets kan doen nie. Want dit gebeur baie, né? As ek sien jy het iets om te offer. Jou man het op doel, né? Ja, ek moet nie harder aan jou kom. Hy het skape. So ek moet vir haar wys. Liefde. As ek vir haar liefde wys, en ek kom hierdie kant om met die skaap, dan gaan dit makliker wees vir my om die skaap te kry, as wat het is, as ek haar nie bietjie liefde gee. Verstaan? Maar God het daai liefde, hy sê, weet jy wat, jy hoef niks te doen. Ek het jou lief. Jy kan sy liefde nie verdien nie, dit weet ons. Jy kan niks doen dat God vir jou liewer moet wees. Jy kan nie meer bid nie. Jy kan nie eens meer Bybel lees nie. God se liefde vir jou is al klaar daar. Hoe sê as jy jou pay cap gereach het, nee, it's there. As jou cap is daar, jy kan nie meer kry nie. En dis wat God se liefde is, jy kan nie meer van sy liefde kry nie. Niks kan jou van God se liefde skei nie. En God se liefde is volmaak. Omdat daar geen duisternis is vir hom. Dan natuurlik, die volgende punt, daar's net 5 punte wat ek wil hanteer vanmôre. So die eerste een is God is liefde, né? Ek het nou nie 'n illustrasie vir elke nie. Ons gaan dit weer daar. God is spirit. God is gees. So ons weet nou, ek gaan hierdie papier vat en ek gaan hom opvul. So, en dan mooi vat en opvul. En julle kleintjies moet luister, want dit is eintlik vir julle. Maar baie groot mense verstaan dit ook nie. So, as ons sê God is gees, beteken dit, ons kan God nie sien nie. Het ek op te klein geval. Ok, op te klein geval. As ons sê God is gees, sê ons kan God nie sien nie. Kan ons God voel? Ja. Jy kan sy teenwoordigheid voel, maar kan jy hom so voel? Kan jy hom vat? So, jy kan hom vat. Nou baie min mense wil dit verstaan. Ek net hier reg so. Reg so. Ek kan nie. So ek kan nie uitval. So sien julle ietsie binnekant behalwe die papier? Niks. As ek 'n papier uithaal, is daar niks nie. OK. Dan gaan ek hom vat en gaan in die water sit. Wat gaan nou gebeur? Gaan uitval. Gaan uitval. Dat op. Stoot as jy los. Kom ons kyk na die water. Kom ons haal hom uit. Hy skryf nog. Ek het hom in die water gedruk, maar hy is beskerm deur God se teenwoordigheid, want God is gees. God is alomteenwoordig. Hy is in ons midde vandag. En ek het dit vir julle geskryf daar binnekant, ek wil dit oopmaak. Julle gaan dit kan sien seker nou weer, want die papier is so gevul. Maar lees daar vir ons binne. Wat sê hy daar? God is gees. God is gees. So dis die illustrasie wat ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, is dat God is gees. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan nie fisies in hom vat nie, maar God is gees. Jesus sê vir ons in Johannes 4 vers 24 dat God gees is. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Lieg Jesus. Kan Jesus lieg? Nee. Terwyl ek hierdie woord voorberei, ervaar ek die Heilige Gees sê vir my so kragtig en duidelik. Dit is hoekom die kerk verlore is. Vergeet van die mense daar buite. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, vergeet van hom. Praat nou van die wedergebore, geesvervulde kinders van God. Dit is hoekom julle so verlore is, want julle is nie in die gees nie. As julle bid julle vleeslike gebedjies, want dit wil julle vleeslike behoeftes nasien. Jy gaan nie in die gees in nie. Jy bid nie in die gees in nie. En dis hoekom die woord vir ons sê, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom aanbid in gees en waarheid. So as jy God regtig wil aanbid, moet jy hom aanbid in gees. So ons het 'n video gekyk, ons het nogal gepraat terug van hierdie eagle.
iemand het opgepost op ons kerk se groep, oor die eagle wat so vlieg. En dan kom hy eagle op 'n sekere altitude, as jy dit nou so kan stel, en dan sweef hy net. En dis dieselfde met gebed. Gebed begin so, jy werk jouself op, en jy werk jouself op, en jy werk jouself op, en dan kom jy in die gees, en dan bid jy in die gees, en dan cruise jy net so. Jy doen niks meer nie, want die gees bid namens jou. Né? Jy bla 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 net, maar die gees bid namens jou. En dis die probleem wat ons het, ons kom nie in die gees nie. Dan sê mense, hoekom moet ons in tale praat? Eerstens, wat die Bybel sê so. En tweedens, om in die gees te kom. Maar jy kan nie ook net bla 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 uit jou eie uit en dan sê wat praat nou in tonge, tale. Jy moet die Heilige Gees toelaat om oor te vat. Jy moet die Heilige Gees toelaat om in jou te kom woon en dan sal jy in die gees wees. Met ander woorde, ons het nou gesien dat God is nie fisies nie, hy het nie 'n liggaam nie, hy is onsigbaar, hy is gees en God is alomteenwoordig. O, ek love dit. Matteus 18 vers 20. Hy sê daar waar 2 of meer vergader, daar is ek teenwoordig. Hy is nie net vanmôre by Nissie nie. Hy is nie net vanmôre by die PPK nie. Hy is nie net vanmôre by die Lewende Woord nie. Hy is vanmôre teenwoordig by elke kerk wat 'n samekoms het. Ouens, verstaan ons hierdie? Ek is alomteenwoordig. Nou wat 'n gees? 'n Gees het nie vleis nie. Almal stem saam? Hy het nie bene nie. Die menslike liggaam is beperk. Hy word op dieselfde plek en tyd vasgevang. So God is gees. So hy kan enige tyd op enige plek wees. En hy kan op 1000 plekke op dieselfde tyd wees. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons lees dit en ons probeer dit verstaan. Ons kan dit nie verstaan. Want ons is mens. Ons kan net op een plek op 'n slag wees. Ons kan nie oral wees nie. Maar God, dis wat God. Sulke beperkings geld net vir gees nie, maar God is gees en is groot en daarom oral teenwoordig. Op alle vlakke en op alle tye. Hy kan dus alles beheer en niks kan van hom wegkry nie. Dis wat ek julle gesê het nou. Maak nie saak wat jy doen nie. Onthou jy verteenwoordig God. Waar is jy as mense nie kyk nie? Wat doen jy as mense nie by is nie? Jy verteenwoordig God. God sien alles. Jy dink dalk hy sien alles. God is persoonlik, die derde punt. God is nie net bloot krag nie. God is nie 'n element nie. God is nie gas nie. Hy is nie 'n invloed nie. God is nie onpersoonlik nie. So God is persoonlik. Hy sê, maak al jou behoeftes aan my bekend. So hy luister. Dit beteken hy het vir jou simpatie. Hy het vir jou hart. Hy wil jou hoor. God is 'n persoon. Maar nie 'n vleeslike persoon. 'n Geestelike persoon. So, ons kan nie onsself vergelyk met God nie. Maar God sê, ek het julle geskape in my beeld. So ons kan dan toch sê, dat ons is iets soos God. Want hy sê, hy het ons geskape in sy beeld. So eerstens, God kommunikeer. Nee? Het julle al van God gehoor? Amen. Jy moet van God kan hoor. Want as jy wedergebore geesvervolle kind van God is, moet jy van God kan hoor. En as jy nie, dan moet jy Heilige Gees vra, help my, leer my, dieper. God praat en luister. Jeremia 29 vers 12 sê God, dat julle sal my aanroep en na my kom en na my luister, en ek sal na julle luister. Dis 'n belofte uit die woord uit. God het emosies en karakter. God is liefde, hy is genadig, en hy kan teleurgestel word. Die Bybel sê dit. So dan het God emosies en hy het 'n karakter. God het intieme sorg. In Petrus 1 vers 5 tot 7 word gelowiges aangesê om hulle bekommernisse op God te werp, want hy sorg vir hulle.
toeganklikheid. Deur Christus en die Heilige Gees kan jy 'n daaglikse verhouding met God ervaar. Maar jy moet verstaan wie God is, voor jy 'n verhouding met hom het. Ek moes verstaan wie Monique is, voor ek met haar getrou het. Ek moes seker maak Monique is nie 'n reeksmoordenaar nie. Ek moes seker maak dat Monique is getrou. Ek moes seker maak Monique was baie dinge, voor ek gesê het, nou sit ek 'n ring op jou vinger en ek vat jou as my vrou. En sy moes ek ook die saak doen. Maar, ek bedoel, dis daar. God is die derde punt, is het vierde punt? Jy sien, God is die eenheid. Nou, hier sukkel ons om te verstaan. Ons sukkel om hierdie te verstaan, veral as nuwe gelowiges. Nou wil ons 'n eiertjie gebruik, dan wil ons nou sê, die eier kan ons nou gebruik om die drie eenheid te verduidelik. Want ons sê, God is die dop, ons haal die dop af, ons sit die dop daar. Dan sit die wit, binnekant die eier, dis die Heilige Gees, wat alles vol, en dan is Jesus, die eier geel, die senter, wat alles vashou. Jy kan dit so verduidelik. Maar daar is so baie gate in daai eie teologie, want dit is nie goed. Maar om vir 'n kind te verduidelik, so daai twee kleintjies, dink ek die eier is eintlik gepas, om dit so te verduidelik. Maar, ek het vir julle 'n beter illustrasie. En ek gaan daai net so sit. Ja, kan jy hom sien van my kant? Ek gaan hom net so. Kan jy hom sien? So kyk na daai ding. Vader, Seun, Heilige Gees. Het julle hom so die eerste deel? OK. Die Vader is God. Ons weet dit. Die Heilige Gees is God. Jesus is God. Julle weet my sover. Die Vader is nie die Gees nie. En die Gees is nie Jesus. En Jesus is ook nie die Vader. Julle weet my daai ding. So dit is hoe jy die drie eenheid kan verduidelik. Ek dink op die maklikste manier. Ons gedagtes nog steeds is baie gelimit in baie omstandighede. Ek dink nie ons sal dit ooit regtig verstaan. Maar die beste manier om dit te verduidelik is so, om te kan sê, die Vader is God, God is die Seun en die Seun is die Heilige Gees. Die Bybelse prentjie is dat daar een God is en nie drie gode nie. Julle met my daai. En dat hierdie een God bestaan as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou baie mense, hoe kan ek dit bestel? Baie mense veraf God Jesus vir die werke wat hy doen. Maar Jesus is God. Ander mense veraf God weer God en sê, God is hoër as Jesus. God is hoër as die Heilige Gees. Jesus is dalk hoër as die Heilige Gees. Ons probeer dit kategoriseer, maar jy kan nie. Die woord sê, dat God is Vader, God is Gees, en God is die Seun. Ons bid tot God die Vader, met die krag van die Heilige Gees, in die naam van sy Seun Jesus. Dis ons woord. Ek het al gehoor baie Christene vra daai, wie moet ek nou eintlik bid? En dan kry jy soms so 'n koue gevoel in jou lyf, wat jy weet, die ou verstaan nog nie heeltemal die Trinity nie. En dan wil jy sommer, voor jy daartoe gaan, kom ek verduidelik eers vir jou hierdie, dat jy uit dit kan leer. Maar jy bid tot God, deur die krag van die Heilige Gees, en sy Seun se naam. OK, die vierde een, of vyfde een, sorry, God het mens geword om mens te kom red. Deur Jesus Christus het God 'n mens geword, om sigbaar met mense te leer en sy grootheid te openbaar. So as ons regtig wil sit en dink, wie is God eintlik? Dan moet ons gaan kyk na wie is Jesus. Wat het Jesus gedoen? Want Jesus het gekom om God se karaktereienskappe kom openbaar.
Volgende week eintlik gelukkig vir julle, praat ons oor wie is Jesus. So ons gaan aan die twee, soos hulle sou sê in Engels, interlink, en hulle sal met mekaar kom. Dit is nogal belangrik om daai in te kry. Johannes 1, vanaf vers 1 en 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14 sê, en die woord het vlees geword, dit wil sê, hy het mens geword om onder ons te kom woon. So ons verdien om gestraf te word. Stem julle saam daarmee? Geef my hand. Ons verdien om gestraf te word. Romeine 3:23 sê, ons verdien, die loon van die sonde is die dood. En ons is sonde, ons was sondaars. En ons het die dood verdien. En die wêreld daar buite wat nog nie hulle harte vir die Here gegee het nie, hulle sit nog met die probleem, want hulle verdien die dood. Omdat hulle sondige natuur het. God het die wêreld so lief gehad, Johannes 3:16, dat hy sy enigste seun gegee het. So vir elkeen wat sy naam aanroep, sal gered word. Elkeen vanmôre, of jy sy naam aanroep of nie, God het jou lief. Hy kan jou net red as jy sy naam aanroep. So, wie is God? Ons sluit af. Vinnig vandag, né? Halleluja. So, wie is God? En die idee is nie met 'n lang besig te hou nie. Die idee was om 5 punte vir julle te gee, dat die 5 punte kan vassit die binnekant. So as jy vanaand huis toe gaan en jy gaan bid, dan kan jy sê, Here, dankie vir die openbaring. Ek verstaan daai deel nou bietjie beter as wat ek het verstaan het voor ek vanoggend kerk toe was. So wie is God eintlik nou? Kom ons som op. Hy is die skepper. Hy is die een wat alles onderhou. Hy is die Heer en hy is die regter. Of jy dit nou wil hoor of jy dit nie wil hoor. Elke knie sal buig. Elke tong sal bely dat Jesus Christus God is. Jy gaan dit doen. Daar gaan 'n regter kom of jy nou wil weet of nie. Jy gaan voor die regterstoel verskyn. Ons aanlyn kykers is dieselfde. Jy gaan verskyn voor die regterstoel en jy gaan moet antwoord gee vir jou lewe op aarde. Of jy gered is of nie gered is, jy moet doen. Want God sê, ek gaan jou verantwoordelik hou vir jou werk wat jy gaan doen. In ons gedagtes sien ons God as 'n skepper wat vir ons sorg. Hier is wat baie mense doen. Baie mense gebruik God as daai kussentjie. Daai soft landing, né? God is die een wat vir my verlos van my sonde. God is die een wat aan my voorsien. God is die een wat vir my gee. God is die een wat my vergewe. Alles wat God vir my kan doen, maar niks wat ons vir God kan doen. En as kerk, ek sê dit altyd, as ons uitstap in die bidkamer, onthou, ons is nie hier om bedien te word nie, ons is hier om te dien. Dis hoekom ons hier is, ons is hier om te dien, maar ons dien mekaar met liefde. In God het ek 'n verlosser, wat my red van probleme en van 'n korrupte wêreld. Vanoggend het Robert nogal so mooi gepraat van hierdie korruptheid in ons verstand. En God het dit vir ons so mooi gewys in die vorm van 'n rekenaar, waar die harde skyf die gedagtes is, nee, die korruptheid is in die harde skyf. En as die harde skyf korrupt is die hele rekenaar korrupt. Jy kan die keyboard hê, jy kan die muis hê, jy kan die skerm hê, jy kan alles hê, maar niks gaan werk nie, want die harde skyf werk. Jy sien, die gedagtes daaroor. So, ons kan almal bevestig dat God is selfbestaan. Hy sê, ek is, sê God. Hy is die begin, en hy het geen einde. Hy het geen einde. Everlasting God. Hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste. Ek het dit nou al 4 keer gesê, ek het getel, want ek wil hê jy moet dit verstaan. Hy is die begin en die einde. God is volkome onafhanklik. Hy maak op niks staat nie, hy maak op niemand staat nie. Hy het niks nodig nie, hy het niemand nodig. Onthou dit. Hy het niks en niemand nodig nie. Hy vertrou nie op die skepping vir sy bestaan of krag nie, eerder die skepping vertrou op hom. Omdat God konstant is en ek is hy die enigste ware bron van stabiliteit
in 'n onstabiele wêreld waarin ons bly. Dis al wat ons kan vashou. Jy kan nie vashou aan jou beleggings nie. Jy kan nie vashou aan jou geldjies in die bank nie. Jy kan nie vashou in die petrol wat in jou tank is nie. Jy sien wat betaal jy vir petrol? Is omdat jy op mens vertrou, né? Ons vertrou op mens om die land se ekonomie in die gang te hou. Dan kry jy twee manne wat beklei oor wie is die sterkste en wie is die grootste en wie is. Meantime is nie een van hulle nie. Dis tydelike prosesse waarheen ons gaan. Laat ek die politiek praat. God openbaar sy karakter in die, wat hy sê, ek is wie ek is. Wie openbaar God sy karakter? Hy gee diep om vir die lyding en die nood van sy mense. So, daar was vanoggend 'n getuienis gewees, maar sy het nou nie omgetuig het vanoggend nie, sy het skaam geraak. Kolossense 3 vers 12 sê, julle is 'n uitverkore volk. Uitverkore volk. Laat daai woorde insink. Wat God baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Hoekom? Want dit is God se karakter. Ons moet God se karakter naleef. Psalm 103 vers 8 sê, hy is genadig. Dis sy karaktereienskap. Hy is genadig. Sy guns en sy liefde word vrylik aan ons gegee. Ons het niks gedoen om dit te verdien. Psalm 145 vers 8 sê, hy is stadig om kwaad te word. Kan ons manne dit sê? Ons manne raak vinnig kwaad, ja. Ons klim vinnig op ons perdjies. Ja, en die vrouens kan maar, al die vrouens kan maar. Hulle kan ons so maak, ons al die mans het dieselfde probleem. Ons klim vinnig op ons perdjies, maar God is stadig om kwaad. Hy het geduld teenoor ons menslike mislukkings en rebellie. As ek vir jou gesê het, Kenny, volg my, en ek wil jou die evangelie gee, ek wil jou aan Jesus Christus bekendstel, en jy sê vir my man, ek wil niks te doen met jou. Ek het eendag 'n ou gaan bedien, in die dorp. Ek het gesê, Here, wys my die persoon van verlede. Toe luister ek nie. Toe kry ek die opposite. Toe gaan ek sê, kan ek vir jou bid? Ek wil jou niks vertel, kan ek vir jou bid? Hy sê vir my, 'n groot Afrikaanse man. En ek my hart was so seer daai tyd. Hy sê, ek wil niks met jou God te doen nie. Ek wil niks met jou geloof te doen nie. Ek wil niks. Ek wil niks weet, ek gaan nie. Ek voel ek so sleg in my hart, want dis 'n man wat kom van 'n volk af wat 'n gelofte afgelê het teenoor God. Afrikaner, jy het 'n gelofte afgelê teenoor God, jou voorvader. So jy is veronderstel om die gelofte te onderhou. En ek dink aan sy familie. En ek dink daar by die huis gaan niks aan nie. Want as hy vir jou sê gaan, dan moet jy weet die familie sê ook gaan. So ja, 1 Johannes 3 vers 1, hy is oorvloedig in liefde en getrouheid. Sy toewyding aan jou is medelus en hy gee nooit op. 1 Petrus 1 vers 16 sê, hy is heilig en regverdig. Soos my sê, God het nie wit broodjies nie ken nie, al hoop jy se wit broodjie, jy is nie. Daar is nie wit broodjies in God se koninkryk. Hy is regverdig en hy is getrou. Ongelukkig, wat ek net daarop byvoeg. God is wel liefde. Maar hy kan nie sonde oorsien. Jy kan nie jou sonde gebruik as 'n tool om in die hemel te kom. En sê, God sal verstaan. God verstaan, maar hy sien nie sonde oor nie. Sonde is sonde. Of dit nou 'n kleintjie is, en of dit nou groot is, in God se oë, is hulle almal dieselfde. So of jy nou iemand vermoord het, en of jy 'n pen gesteel het by die werk, sonde is sonde. Daar is nie 'n verskil in God se oë. Die uiteindelike antwoord op wie is God, word dan gevind in Christus Jesus. Want Jesus het gekom om God in vlees te wees. Jesus het gekom om ons te wys wat is God se karakter. Jesus het gekom om God se liefde uit te beeld. Die woord verklaar dat Jesus die beeld van die onsigbare God is. Die balans van genade en die balans van waarheid. God nooi jou uit vanmôre. God nooi jou vanmôre opnuut uit.
gaan jy uitnodiging aanvaar? Dit is die vraag. Gaan jy die uitnodiging aanvaar? Tot 'n diep persoonlike verhouding met God die Vader. Deur sy seun, Jesus Christus, met die krag van die Heilige Gees. Jy kan jouself nie werklik ken totdat jy jou Skepper ken. Laat daai woorde vir jou vassit. Jy kan jouself nie werklik ken totdat jy jou Skepper ken. Sal jy probeer om die lewe op jou eie te bestuur? Wil jy aan jou eie genade oorgelaat word? Of wil jy vanmôre oorgee aan die groot Ek is? So daar's vir julle 'n kort en ek hoop 'n kragtige deel om te verstaan van wie God is. So as julle nie van hierdie preek gehou het nie, dan weet ek gaan julle nie volgende week sien nie. So as ek julle nie volgende week sien, dan weet ek dat julle het 'n probleem gehad met hierdie woord. Dan sal ek julle Gees vra om met meer te revive, om julle weer terug te kry vir die derde deel van wie is die Heilige Gees. Kom ons sluit dit oor. Vader, vanmôre wil ons U verheerlik, want U is ons God. U is onveranderbaar van tyd tot tyd, Here. U is die begin en U is die einde. Die eerste en die laaste. Here, U het die Seun gestuur om ons te kom losmaak van die las van sonde. U het die Heilige Gees gestuur as 'n helper, Here, om ons te help deur hierdie moeilike tye wat ons deurgaan op die aarde. Ek bid vanmôre, Here, dat U in elke hart sal werk, dat U in elkeen U liefde sal openbaar, dat elke illustrasie wat vanmôre gegee is en elke verduideliking van die grootheid van God wat gedeel is, getatoeëer sal wees op elkeen se hart. Ek bid vanmôre, Here, dat U elkeen sal losmaak, Here. Ek bid vanmôre dat daar 'n behoefte sal wees onder elkeen, Here, om in dieper verhouding te kom met U. Ek bid, Here, dat ons honger sal raak, Here, om tyd te spandeer in hierdie woord. My gebed is vanmôre, Here, dat ons honger sal raak om tyd te spandeer in gebed, Here. Laat U ons eerste gedagte sal wees as ons ons oë oopmaak en soos ons die dag deurgaan, Here, dat U sal bly in ons gedagtes en vanaand voor ons oë toemaak, Here, dat U net weer ons laaste gedagte sal wees, Here. Ek bid vanmôre, Here, vir hierdie bediening. Bring hierdie bediening, Here, in lyn met U woord en bring hierdie bediening in lyn met U wil. Dat ons 'n verhouding kan wees met U, dat ons geestelike oë en ore sal oopgaan en dat ons U wil sal najag. Ek bid dit vanmôre in Jesus